Daar is hy, welkom by vanmiddag se vragmotor geselsie. Ons praat vanmiddag bietjie die oeroue redenasie en redekabeling van Afrikaner en boer. Ok, daar is twee verskillende blanke bevolkings in Suid-Afrika. Een is Afrikaners, die ander een is die boervolk. Boervolk is die regmatige erfgename van die ZAR, Transvaal Vrystaat, 21 Republieke. Daai behoort aan boervolk. Gaan kyk die dokumentasie op, daar word niks van Afrikaners gepraat nie. Dit word uitdruklik beskryf as deel van die boervolk. Boere, met 'n hoofletter B. Klein letter B is landbouers. So, die ding gaan seker nie maklik vinnig eind kry nie. Dit is nou maar net eenvoudig hoe dit is. En ja, gaan kyk maar 'n bietjie. Die Afrikaner is 'n nasie, hulle is nie 'n volk nie. Die boervolk is 'n volk wat erfregtelik die Transvaal en die Vrystaat en sy 21 Republieke in besit kan neem, want dit is wat die dokumentasie sê. So as jou identifikasie nie sê dat jy deel is van die boervolk nie, dan kan jy ook nie aanspraak maak op dit wat die boervolk verloor het nie. En dit is regtig so eenvoudig soos dit. So die Afrikaners kan kry wat ook al die Afrikaners vir hulle nagelaat het. En as hierdie jou dalk bietjie dwars in die krop steek, dan wil ek jou graag vermaan, gaan kyk of jy oupas en oumas gehad het wat in die groot trek deelgeneem het, die Anglo-Boereoorlog 1, Anglo-Boereoorlog 2, die rebellie van 1913, 1914. As jy voorouers het wat in daai omstandighede was, wat in die konsentrasiekampe was, wat in interneringskampe was, dan is jy heel moontlik nie 'n Afrikaner nie, maar jy is 'n erfregtelike boer. En daarvoor moet jy jouself heel eerstens ontvoog. Ons doen nie die emansipasie ding nie. Daar is 'n verskil tussen emansipasie en ontvoogding. Emansipasie is vir mans en vrouens wat hulle lewendig wil verklaar, maar hulle het nie grond om op te staan nie. Waar die boervolk ontvoog hulle self uit RSA se jurisdiksie uit en plaas hulle self onder vrye wil onder die ZAR boervolk se jurisdiksie, wat 'n land en grond jurisdiksie is, nie 'n de facto korporasie nie. En daai gee jou sekere regte. So dit is maar eenvoudig goed wat nagevors moet word en wat ons moet uitbou, want dit is nog nooit van tevore gedoen nie. So as jy 'n boer is en jou identifikasie sê nog jy is 'n Suid-Afrikaner, dan maan ek jou om met die hoofkantoor in kontak te kom en hulle sal jou help om die papiere in te vul, om RSA te verwittig dat jy nie meer deel is van daai de facto korporasie nie en dat jy jou status as 'n lewendige man of 'n lewendige vrou weer opneem en dat jy jouself onder die boervolk se jurisdiksie plaas wat 'n land- en grondjurisdiksie is wat onder Romeins-Hollands gemeenereg funksioneer. Nie 'n klomp wette en statute nie, soos julle reeds weet. Wette en statute is van toepassing op korporasies, nie op lewendige mans en vrouens nie. Maar nou ja, ons is in Afrika en hierso moet die goed nog maar bietjie 'n pad loop. Dit is nie so eenvoudig soos wat dit in Amerika en Australië en Engeland gaan nie. Hulle is al bietjie ver voor ons in daai opsig, maar hierso gaan ons nog bietjie ons potlode moet skerp maak en seker maak dat ons die terminologie onder die knie kry en dat ons weet waarvoor ons staan en waaroor dit gaan. So, doen die regte ding, ontvoog jouself en doen die navorsing, moet ons nie glo nie. Ons kan jou in die regte rigting wys, maar eventueel is jy nog steeds die een wat moet besluit of dit reg is en of dit verkeerd is. So, ontvoog jouself, kontak hoofkantoor, hulle is daar om jou te help die papierproses in te vul en dan kan jy deel raak weer trots van die ZAR boervolk en jy kan aanspraak maak op dit wat ons voorouers verloor het. Seën vrede, alles wat mooi is.